Ons lees saam. Ons lees van Efesiërs 2 van vers 11 af. Daarom onthou julle dat destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word. Al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep. En sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. Let tog op hoe baie van wat bereik word in die werk van die Here Jesus word neergelê op vrede. Ons sien as ons begin met vers 14, waarop ons gesê hy is immers ons vrede. So hy is die een wat vrede gemaak het tussen God en mens. En dan as jy verder gaan, dan vers 15b, hy het deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep. So daar sien ons nou, eers het ons gesien die vrede tussen God en mens, dan sien ons hier die vrede tussen mens en mens. Maar dan fokus ons bietjie ook op 'n ander element van vrede in vers 17. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle verkondig, aan julle wat ver was en ook vrede aan diegene wat naby was. Maar as ons spesifiek kyk na hierdie eerste gedeelte, hy het vrede verkondig. So hy het vrede gebring en vrede verkondig. Is belangrik om daai onderskeid raak te sien, want dit het ook 'n impak op hoe ons dit prakties gaan uitleef. Wat ons moet weet is, vrede lê aan die hart van die evangelie van Jesus Christus. Die skrif leer tog vir ons duidelik dat die sonde het gemaak dat daar vyandskap was tussen mense en God. Vandag nog as jy sonde doen, moet jy dit weet. Daai sonde is rebellie. Dis nie enigstens goed vir die Here nie. Ons het nou in die gebed aangehaal uit Romeine uit wat sê sal ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem. Nee, hoe kan ons wat vir die sonde dood is daarin bly voortleef? Kom ons stel dit anders. Kom ons bring dit in die motief van hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het. Hoe kan ons wat vrede gemaak het met God weer vyhandig wees teenoor hom? En dis wat ons doen as ons sonde doen. Ons is vyhandig teenoor die Here. Ons moet in vrede met hom leef, want vrede het hy gebring. Maar die skrif leer vir ons duidelik dat die mens van nature nie in vrede leef nie, maar in vyandskap. Die sondige natuur het ons in 'n posisie gesit waar ons mense was wat oorlog verklaar het teen die Here, as te ware in ons sondigheid. En ons het in opstand gekom deur nie in vrede nie, maar in opstand teen hom te leef. As ons kyk na 'n paar verse, dan sien ons in Romeine 5 vers 10, as ons toe ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Daar sien jy tog duidelik, die mens en God was eers vyande oor die sonde van die mens, maar nou is die mens en God deur Jesus Christus versoen en daar kom 'n nuwe lewe. Dan Kolossense 1 vers 21, ook julle was voorheen van hom vervreem, ja, vyhandig gesind teenoor hom op grond van julle slegte dade. Vir ons tog baie duidelik dat hier gesê word dat die slegte dade wat ons doen is vyandskap teen God. Titus 3 vers 3. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. So vanuit hierdie vyandskap tussen mens en God vloei daar ook vyandskap tussen mens en mens. Ons hoef nie ver te kyk om te sien hoe hierdie vyandskap in die sondige wêreld waarin ons leef homself vergestalt nie. Dis asof vyandskap seevier in die tyd waarin ons leef. Dis vyandskap waarin ons omtrent al die mense dade teenoor mekaar in die algemene in die wêreld kan tipeer.
Dis die werklikheid van ons sonde. Dit bring skeiding. Ons het laas keer daarna gekyk, 2 weke terug, dat die Here het daai skeiding afgebreek, en is gelowiges se werk om harmonie te bring, en mense met mekaar te versoen deur Jesus Christus. Maar die vyandskap tussen mense bring skeiding. Dit bring skeiding tussen God en mens, en dit bring skeiding tussen mense onder mekaar. En dan is die wonderlike voorreg, en die rede hoekom ons hier is, die rede hoekom ons die evangelie verkondig, die werklikheid van Jesus Christus. En ons het gesê, ons fokus spesifiek op vers 17, want ons het gesien, Jesus sê, of ons leer in Jesus 'n voorbeeld, hy kom praat nie net oor vrede nie, hy kom om dit te bring, hy kom om dit te bewerk, hy kom om dit te gee. Ons as mense het 'n geneigtheid om oor baie goed wat ons wil doen, net te praat. Jesus doen nie dit nie. Wanneer hy iets wil doen, dan kom praat hy nie net daaroor nie. Hy praat, verskoon my Engels, maar hy strategize, en dan doen hy. Christus het waarlik die vrede bewerk. En ek wil hê julle moet die foto sien wat ek daar opgesit het. Dis die manier wat hy die vrede bewerk het. Dis die grondslag vir die vrede, is dat hy die vyandskap tussen God en mens opgehef het. Hy het ons met God versoen, en nou kan daar vrede wees, as te ware. En dis of ons is mense moeilik om te dink, nee. Want ons mense wat hektiek goed in jou gedoen het in jou lewe, is dit nie? Ons mense wat in jou verlede goed gedoen het, wat jy nou nog sit en worstel oor. Of nou nog weier om hulle in die oë te kyk, of iets met hulle te doen te hê. En die Here sê, ek maak hierdie vrede moontlik. Efesiërs 2 leer ons, Jesus self is ons vrede. As ons in hom leef en hom oorgegee, sal ons daai vrede vind. Maar ons moet ook sien dat vrede is nie net iets wat hy gee nie. Dis wie hy is. Hy is die Here van vrede. En as ons in hom oorgee, dan bewerk hy dit ook in ons. Want deur sy kruisdood het hy die vyandskap tussen God en mens afgebreek. Hy het dit nuut gemaak. Die muur van skeiding is verwyder, dis waarop ons laas keer gefokus het. Nie net die muur van skeiding tussen mens en God nie, maar ook die muur van skeiding tussen mens en mens. En in die tempel was daar in die Ou Testament 'n muur van skeiding tussen God en mens, spreekwoordelik, want daai muur het gekeer dat heidene van ander volke nie na die tempelhof toe kan gaan en kan aanbid en offers kan bring vir die Here nie. So daai muur is afgebreek tussen God en mense. Maar daar's 'n ander spreekwoordelike muur wat in die eeue deur al tussen mense ook bestaan. En dis die mure wat ons self oprig. Mure wat ons self graag bou. Die mure tussen mens en mens. Dis dalk die muur van my hoogmoed. Dis die muur van my eie willigheid. Dis die muur van my eie waan. Is dit nodig vir my om aan te gaan en goeders te noem wat begin met eie of ek? Dink nie dit is nie. Ons bou daai mure en die Here sê vir mense wat in my glo het hierdie mure geval. Maar hoe lyk die lewe aan die ander kant hierdie mure is die vraag. Hoe lyk die lewe aan die ander kant die muur wat geval het tussen God en mens en hoe lyk die lewe wat tussen aan die ander kant van die muur wat geval het tussen mens en mens? Ons moet dit weet van Jesus se vrede. Dis nie oppervlakkig of emosioneel nie. Dis diep objektiewe versoening. Die skuld van sonde is betaal. Die oordeel van God is gedra. Die grootste probleem van die mens om die doodsprobleem is uit die weg uitgeruim. En daarom kan daar vrede wees. Sonder die kruis van Christus kan daar geen vrede wees nie, maar met die kruis van die Christus is daar oral vrede moontlik. En as jy in 'n situasie jouself in jou lewe bevind waar jy nie kan vrede maak nie, dan is dit 'n situasie in jou lewe waar jy nie bereid is om die kruis in te bring nie. Dis so eenvoudig soos dit. Jy is nie bereid om die kruis in te bring in daai situasie nie. En Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon, jou kruis opneem. Jy moet die kruis inbring, saamvat, oral waar jy gaan. Daar's nie situasies en gebeure in jou lewe waar jy die kruis bietjie een kant kan sit en sê, vir hierdie situasie kan die kruis nie vrede bring nie. Kom ek sy stap net om hierdie situasie, dan sal ek my kruis weer gaan optel en loop nie. Jy sal jou kruis opneem en elke tree in dit gee. Want die oordeel is reeds gedra en daarom kan daar vrede wees. Sonder die kruis is daar nie vrede nie, maar die kruis verander alles. Die verhouding met God is geherstel en nou moet ons soos Jesus maak wat nie net kom praat het oor vrede nie,
maar dit kom bring het, en sê ek dra die kruis in elke vredelose situasie in. En ons staan nie meer as vyande nie, maar as kinders. En dis die fondasie waarop ons hele geloof rus. Christus verkondig en bring vrede. En nou moet ons in daai skoene van hom inklim. En sê, ek praat nie net oor vrede nie, ek bring dit ook. Nou moet ek met julle eerlik wees, hier is partykeer die hekkie waaroor ek struikel. Want mense doen rowwe goed, nê. As jy dink aan jou verlede, as jy dink aan die situasies waarin jy dalk nou is moeilik. Party situasies het 'n deur wat net lyk vir ons asof die kruis nie daar kan deurpas nie. En ons wil hom nie saamvat nie. En dan gaan ons in daai situasie en ons verniel onsself. En ons verniel ander mense. En die Here roep ons om anders te wees. Hy roep ons om dit om te keer. Efesiërs 2:17 sê die Here, hy het gekom en vrede verkondig. Dit wys vir ons dat Jesus nie net vrede gemaak het nie, maar aktief na mense toe gebring het. En dis wat ons moet doen. Om vrede aktief na mense toe te bring. Om daai deure in ons lewe waar vredeloosheid heers, wat lyk of die kruis nie kan deurpas nie, oop te breek totdat die kruis daar kan deurpas. En ek gebruik as prins daai beeld, omdat vrede nie net kunsmatig kom nie. Jy's naïef as jy dit dink. Party situasies gaan vrede nie net kunsmatig kom nie. Dit gaan kom deur dat jy 'n bietjie moet breek. En dis dalk 'n partykeer 'n pynvolle proses. Maar jy moet daai deur groter maak, sodat jy die kruis kan saamvat in daai vredeloosheid. Want waarop is ons oë? Dis op die koms van Christus, die opgestaande Jesus wat sy vrede verkondig. Hy doen dit deur die Gees, deur die verkondiging van die evangelie. En wanneer die evangelie gepreek word, is dit nie 'n blote boodskap oor Jesus nie. Dis Jesus self wat sy vrede vir mense bied. En die appelvraag op my lewe hier is, loop ek rond, leef ek rond? Kan ons so 'n stelling ontwerp? Leef ek rond en bied die vrede van Jesus aan? Ek dink in die tyd waarin ons leef, het ons heeltemal aan 'n kant toe gedraai van dit. En daarom roep die Here ons vanaand om te sê, dis tyd vir jou om vrede weer persoonlik toe te pas. Persoonlik toe te pas op jou lewe elke oomblik. Die vrede wat Christus elke oomblik in jou lewe bring, nie net 'n leerstelling by te bly nie, maar dat dit 'n lewende werklikheid by jou raak. Dat jy dit oral saam met jou vat. Want so sê die Here vir ons in hierdie teks baie duidelik, hierdie vrede is vir almal. Daar staan aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Dit verwys na die heidene, mense wat ver van die Here af was, wat aan die kant die muur gestaan het, wat nie mag naby kom nie. Maar ook die Jode, die wat naby was, wat in die tempel is, maar ook nie die Here raak gesien het nie. Dis partykeer die mense wat die naaste aan God kan kom, wat die blindste vir hom is. Die mense het hom ook nie gesien nie. Die punt van al twee hierdie groeperinge is, hulle het vrede nodig gehad. Want niemand is van self reg met God nie. Niemand van ons nie. Sommige mense mag dalk nader lyk, maar almal het versoening nodig. Dis die werklikheid. Die kruis moet inkom in ons almal se lewens. Sonder dit is daar net vredeloosheid en gebrokenheid. En daarom kom Jesus se vrede na almal toe. En hierdie vrede, leer hy dan baie duidelik in hierdie teks, het nie net 'n vertikale dimensie, vrede tussen God en mens nie, maar 'n horisontale dimensie. Dis soos die son wat opkom en die hele horison verlig. Dis hoe dit moet wees. En hoe gebeur dit? Dit gebeur wanneer gelowiges die kruis in elke situasie invat. Dit gebeur wanneer gelowiges met die vrede van Christus leef. En dan wat gebeur? Mure breek af. Vyandskap eindig. Konflik word reggestel. Haat word verander in liefde. En in Christus kom daar eenheid. Gelowiges word saamgebind as een liggaam. Klomp mense wat radikaal van mekaar verskil. Heeltemal anders as mekaar. Dis eintlik die mooi van kerk, nê. Baie keer is ons in ons sondigheid juis in opstand teen een van die goed wat die mooiste ding is in die kerk. Hierdie mense word versoen met mekaar, saamgebind in een liggaam, ongeag hulle agtergrond. En dan leef ons op die fondasie van vrede. As gelowiges
op die fondasie wat die Here vir ons lê, om hierdie vrede uit te leef en uit te dra. Dan kan ons nie meer vyandskap leef nie. Dit raak onmoontlik om vyande te wees van God en vyande te wees van mekaar. Ons moet in vrede met God leef, in dankbaarheid en gehoorsaamheid, in vrede met mekaar leef deur vergifnis en liefde, en hoor hierdie woord, bietjie verdraagsaamheid, nog 'n woord wat mense nie van hou nie, bietjie selfloosheid, dalk nog een wat nog erger strem, bietjie nederigheid, en al die ander dinge wat nodig is, sodat ons die saak van vrede kan dien. Want die Here roep ons om vredemakers in 'n gebroke wêreld te wees. En dis so, hierdie vrede is nie altyd maklik nie. Die sonde maak mense verskriklike goed doen. Waar die vrede onmoontlik vir ons lyk, daar moet ons 'n deur oopslaan sodat die kruis daarin pas en ons die vrede van Christus saamvat. Jesus sê vir ons, voor hy opvaar na die hemel, vrede gee ek vir julle. Vrede laat ek vir julle na. Leef in daardie vrede. Dis nie 'n oppervlakkige, tydelike vrede soos die wêreld gee nie. Dis 'n diep, ewige vrede wat gebou is op sy voltooide werk. As jy Jesus se werk onvoltooid in jou lewe wil maak, hou vas aan haat of verdeeldheid in plaas van vrede. Die vrede wat Jesus bring, pas oral in. En dis wat ons moet gaan uitleef. Die vraag aan jou is vanaand en aan my natuurlik, leef jy in hierdie vrede? Of hou jy nog vas, met ywer vas aan vyandskap? Op klein subtiele maniere en regverdighede dan met ander vyandige dinge. Christus het vrede bewerk. Hy bring vrede na jou toe. Hy bied dit vandag vir jou aan. Neem dit. Leef daarin en wees 'n draer van sy vrede in die wêreld wat vrede meer nodig het as asem. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om in vrede met U te mag leef in Jesus ons Here. Ons weet in onsself, as dit van ons afgehang het, dan was daar net vyandskap, net gebrokenheid, net haat, net verwydering, net stikkend. Help vir ons Here om 'n gat te kap in elke deur wat ons gebou het, sodat ons die kruis daar kan indra en vrede kan beleef en leef tot die eer van U naam. So bid ons van U Vader in Jesus se naam. Amen.